Goeiemôre, dis 30 Julie 2026, lesing 76 van die Groot Johannes Evangelie boek 4. En vanmôre se les is nou baie interessant, omdat Joshua, wat ten tye van hierdie gebeurtenis nog 'n jong seun was, nou 'n volwasse man is, die volheid van die Gees woon in hom, en hy kan vir ons nou baie inligting gee, wie is hierdie ou Lazarus, die pa van jong Lazarus, waar hy vandaan kom voordat hy op die aarde 'n liggaam aangeneem het en hoekom al die dinge wat hulle waargeneem het nou so uitgespeel het. En gister na die lesing toe praat ek en Karen dat ons net so baie voorbeelde het hier by ons op die plaas, eintlik meer in die ouete huis, oor gevalle waar mense oorgaan na die ander kant toe. En ek het goed gedink om dit vanmôre in hierdie lesing op te neem, as 'n bevestiging, dat hierdie wat ons hier lees, kan nie net verwerp word en sê, ag man, ek glo dit nie. Ons is ons dood. En ek vra dan vir Karen om te kom en vir ons 'n paar voorbeelde te noem. Want ek wil julle net sê dat by 'n ouete huis is dit noodwendig so, dat daar baie sterfgevalle is. Want as soos iemand gesê het, wat se werk doen jy? Sê die ou nie, hy is 'n pensionaris. Hy sê, yes, maar dit is 'n gevaarlike werk. Niemand het nog ooit daai werk oorleef nie. So, kom ons kyk bietjie in ons eie tyd, wat het gebeur. Dankie, Karen. Môre almal. Ja, sedert die begin van die ouete huis in 2016 was daar, soos Dirk sê, uit die aard van die saak baie sterfgevalle. En mens doen baie ondervinding op so, ondervinding wat ek ontsettend dankbaar voor is. Nou, kom ons begin by die negatiewe. Soos wat ons nou in hierdie lesings geleer het, dat wanneer 'n siel nie die liggaam wil verlaat nie, want hulle is te vas aan die aardse, dan is dit 'n geveg, dis letterlik so. Ek het gevalle gesien van mense wat ongelukkig, een voorbeeld wat ek kan noem, ek gaan nou geen name noem nie, maar 'n persoon wat 'n alkoholist was, en sy was basies gedwing gewees om op te hou drink daar by ons, want ons het vir haar gesê, dis die voorwaarde wat sy daar kan bly. Maar omtrent nog so 2 ure voor haar afsterwe, het sy nog in die fluisterstem wat sy oorgehad het vir iemand gevra, ag, bring tog net vir my 'n bier. So, dis vreeslik hartseer en dit wys jou net waaraan was daai siel nog verknop. En haar sterfproses was ook nie mooi om te aanskou nie. Dit was 'n geweldige geroggel. Jy het seker al gehoor van, hulle praat van 'n doodsgeroggel. Dis 'n geluid wat jy nie vir 'n mens kan beskryf nie. Dis regtig nie mooi nie. Nou ja, so is sy toe op die ou en die ewigheid in. So ons weet dat uit die voorbeelde wat ons nou gehad het, dat Vader se engel moes sekerlik nou maar redelik hardhandig toe op die ou end daai siel uit daai liggaam bevry. Ander een wat ek gesien het, ou oom wat emfyseem gehad het, maar soos wat in so baie gevalle gebeur, nog steeds verslaaf aan die sigarette. En op die ou end het hy in die nag uitgegaan waar hy gebly het. Ons het hom gekry die volgende oggend waar hy lê buite, want hy het altyd, as hy so benoud raak in die nag, dan gaan hy uit. En toe het hy nou daar geval en gesterf, maar wat nou so aandoenlik was, sy gesig was so vertrek gewees. Dit het gelyk soos 'n kopbeen. Dis amper asof daar nie meer vleis aan daai kopbeen. Hierdie verskriklike grynslag, en sy hande was in hierdie posisie, soos wat hy begin klou het aan homself om te probeer lig kry. Nou, niemand van ons wil so sterf nie. Dan die teendeel, die ander kant. Dit het ek ook bevoorreg gewees om 'n hele paar keer te sien van mense wat Joshua gevind het, wat in vrede gesterf het. En ek gaan vir julle net een geval daarvan vertel, want dit is so besonder. Dis 2 tannies wat onafhanklik van mekaar daar by die ouete huis aangekom het. Hulle was ook een van die eerste inwoners in 2016 en 17. Dit gebeur toe so dat hulle in een kamer bly, hulle raak absoluut beste vriende. En 'n pragtige susterverhouding met mekaar gehad. Hulle was al gelowig toe hulle by ons gekom het, maar toe hulle by ons kom het, hulle van daar af elke diens bygewoon,
baie toegewyd en op 'n stadium was dit ons voorreg ook Dirk het hulle albei kom doop. Nou ja, toe die een se tyd kom wat eerste gesterf het sy baie vredevol oorgegaan. Geen geroggel, geen gesnak na asem, want party van hulle raak naderhand bang ook, hulle roep uit. Hulle wil nie sterf nie, maar met 'n gelowige is dit glad nie so nie. Sy het regtig letterlik met 'n glimlag op haar gesig gegaan en net saggies. En toe minder as 'n jaar daarna, toe is dit die beurt van haar vriendin, die ander een wat ook in die kamer was. En sy het geweet sy is op pad en sy het heeltemal vrede daarmee gehad. Julle weet, mense is mos snaaks. As iemand besig is om te sterf, jy mag oor alles praat, maar jy mag net nie dit sê, dat hierdie een is besig om te sterf nie. Hulle probeer dit wegpraat. Maar sy was absoluut open op daaroor gesê, sy weet sy gaan huis toe en sy sien uit daarna en sy weet sy gaan nou reguit na Joshua toe. Sy verlang na hom en sy kan nie wag nie. Heeltemal natuurlik, want dis een ding wat ek ook geleer het by die ouer huis, dat sterf is net so natuurlik soos gebore word. Dit is gebore word in jou geestelike wese in, of terug in jou geestelike wese. Nou, die besonderse deel was, seker so, ek kan nie onthou, paar minute, 10 minute, 15 minute, voordat sy gesterf het. Toe sê sy vir die persoon daar by ons, Leanne, wat die patiënte versorg, toe sê sy vir haar, Jackie is hier, sy kom my haal. En Leanne het nog op daai stadium, was ons nou nog nie so bewus van al die goed, nee, waarvan praat jy? Maar sy het gesê, Jackie is hier, sy kom my haal. En Leanne is uit die kamer, paar minute later, toe sy terugkom, Tannie Nelly Malede met 'n groot, letterlik 'n glimlag op haar gesig. Leanne bel my toe, ek kom op en toe ek in daai huis inloop, toe ervaar ek 'n vrede wat ek nog nooit in my lewe ervaar het. So, dit alles bevestig wat Joshua hier vir ons leer. En daar's regtig niks om voor bang te wees as jy in Joshua is nie. Dit is maar die hele kruks van die saak. Ons almal moet sorg dat ons saak reg is. Dankie. Amen, dankie. Ek het net nagelaat om te noem dat Tannie Nelly was hoe lank bedleend? Ja, dit was 'n jaar, seker amper 'n jaar ook. Ja, sy was in 'n bed en as jy daar inkom, nou gewoonlik bedleende mense is maar almal bietjie knorrig en nors. Maar daai tannie het geblom. Sy was vrolik, sy het gelag. Sy het opgestaan uit die bed, regop gekom en jou gedruk en navraag gedoen, hoe gaan dit met jou? So ja, daai lewensvreugde is iets wat ons moet regtig inkry in ons wese om dan nou so gelukkig oor te kan gaan. Baie dankie Karen, dit is vir ons baie toepaslik vir ons in hierdie tyd. En ek glo baie mense het sekerlik ook verhale. Ek en Erna, veral Erna, het ook baie ervaring gehad al met mense wat oorgegaan het. En daar is baie dinge wat 'n mens waarneem. Ons kan nou ongelukkig nie soos Matthäus sien nie. Maar ons kan duidelik kan jy die verskil tussen 'n mens wat oorgaan na die lig en 'n mens wat oorgaan na die duisternis kan jy onderskei. Jy kan ervaar wat gebeur. Nou kom ons gaan oor die volgende hoofstuk is die lewensverhaal van die ou Lazarus, hoofstuk 138. Joshua in die woord, hy sê, ek sal dit aan julle verduidelik. Dit is nou, hulle vra toe, wat is die ligverskynsel en die feit dat sy liggaam nou bo die dooie, sy siel bo die liggaam gesweef het en nie 'n tipe van 'n wasige ding was nie. Julle moet almal net daarby baie goed oplet, omdat julle andersins niks van die hele saak sou verstaan nie. Ekskuus. Want die sterfgeval is heel besonders. So iets het hom in 'n lang tyd nie voorgedoen nie, en dit sal nog lank duur voordat dit weer eens sal gebeur. Die ou Lazarus, wat 'n hoë oorgeskape engelgees was, word algeheel volgens sy eie wil in die liggaam van 'n mens gebring, en wel onder die moeilikste lewensomstandighede wat op hierdie aarde maar kan voorkom,
Vanaf die wieg tot aan sy 47ste jaar, aardse lewensjaar, het hy omstandighede en beproewings deurstaan, wat hier nie maklik weergegee sou kon word nie. Hoe dikwels was hy nie in lewensgevaar nie? Wie van julle die lewensgeskiedenis van Job ken, kan hom daaruit ongeveer 'n beeld vorm hoe dit met ons Lazarus gegaan het. Nou, as Vader praat van 'n hoë oorgeskape engelgees, dan is dit onvermydelik dat hy verwys na daai 7 hoofengelgeeste. So Lazarus moes een van daai geeste gewees het wat aarde toe gekom het om kunskap te kry. Selfs die hoogste engele moet 'n pad oor die aarde loop. Hulle moet vlees kom aanneem om in die Vaderhuis in te gaan. Anders sal hulle altyd engele bly diensknegte, maar nooit kinders nie. Onthou dit. Maar sulke hoë engelgeeste word ook baie sterker beproef as ander gewone mense. Daar is baie goeie redes daarvoor, waarop ons nie nou sal ingaan nie, maar hierdie arme man het baie dit moeilik gehad op aarde. En daaruit kan ons seker aflei dat Job ook so verhewe engelgees was, wat aarde toe gekom het, want die boek Job begin, dat die engele, Job en die engele en self Satan daarby was, toe Vader vir Satan sê, jy sal nie daai regverdige man van my ombou nie. En dit het Job dan daai verskriklike lyding moes deurgaan. Maar toe weer herstel is aan die einde. 'n Paar maal het hy, Lazarus, tot die hoogste wêreldse aansien en tot groot rykdom gekom, en het 'n vrou en die mooiste en die mees volmaakste kinders. Daar was 5 wat baie lief was vir hom, omdat hy 'n goeie en wyse vader was. In sy 19de jaar trou hy met die enigste dogter van 'n baie ryk man uit Bethlehem. Sy goud en silwer sou 100 kamele nie maklik verplaas het nie. Maar hierdie groot aardse geluk van hom was van korte duur. Sy skatte word van jaar tot jaar minder. Hy word, omdat hy 'n goeie en te toegeeflike mens was, veelvuldig en dikwels heel aansienlik besteel. Ten laaste breek daar 'n brand uit in sy huis, wat vernaamlik uit sederhout gebou was, en hy kon van al sy skatte niks anders te red as sy eie lewe, sy vrou en sy kinders nie. En hy moes daarna 3 jaar lank byna alleenlik van almoese lewe. Maar gedurende die 3 jaar sterf sy vrou en ook al 5 sy liewe kinders. Hy raak self heeltemal oortrek met melaatsheid, waaraan hy 'n volle jaar gelei het. 'n Arts uit Egipte het uiteindelik met 'n geneesmiddel gekom en het hom heeltemal van hierdie kwaal bevry. As altyd nog 'n knap man van 34 word hy toe op die weg oorval deur vermomde slawehandelaars uit Agter-Persië en meedoenloos daarheen as slaaf verkoop aan 'n uiters streng meester. Omdat hy egter onder al die slawe van sy meester die getrouste was en alle strengheid van sy meester altyd met baie geduld en nederigheid verdra het, roep sy meester hom na 10 jaar na hom toe en sê aan hom: ondanks al my strengheid teenoor jou, het dit geblyk dat jy baie getrou aan my gewees het en jouself nog moeite, nog werk gespaar het om my belange te behartig. As ek baie van jou verlang het, het jy altyd nog meer en dikwels tot my voordeel gedoen. Ek is wel 'n streng meester, almal getuig dit van my, maar daarom nog nie blind en sonder insig en kennis nie. En omdat ek dit nie is nie, gee ek jou die volle vryheid. Jy kan nou in vrede na jou huis en na jou eie land gaan. Bovendien skenk ek jou as blyk van erkenning
vir jou getroue dienste nog 100 kamele, 10 van my mooiste slavinne en 90 knegte, en sodat jy oral iets kan koop en sal kan voorsien in jou verdere lewe en handel en wandel, sal my skatmeester jou 1000 sakke goud en 2000 sakke silwer betaal. Kyk, so beloon die streng meester 'n troue slaaf, en 'n troue knegt kry dit dubbel, maar die het ek jammer genoeg nog nooit gehad nie. Vertrek nou met 'n geruste hart met alles wat ek, jou streng meester, jou geskenk het. Toe buig Lazarus baie diep voor sy meester en wou hom bedank, maar die sê ernstig, vriend, wie 'n loon verdien soos jy, hoef na ontvangs die gewer nie te bedank nie. Gaan daarom in vrede. So is dit en so geskied dit. Toe verlaat Lazarus met tot trane bewoe die saal, en toe hy die groot binnehof betree, staan alles al klaar. Kamele, die 10 slavinne en die 90 dienaars. En elkeen van die sterkste kamele was belaai met goud en silwer. Lazarus bestyg sy kameel en die tog begin. Na 10 heel aangename reisdae het hy weer in Bethlehem aangekom, neem sy intrek in 'n herberg en doen navraag oor sy vroegere besittings. Dit was egter volgens die Romeinse wette as Romeinse staatsbesit verkoop en het reeds 3 jaar gelede in die regmatige besit van die koper oorgegaan. Omdat die oorspronklike werklike besitter, dis nou hy, ondanks alle afkondigings wat deur spesiale boodskappers gedoen is, niks van hom laat hoor het nie. Want die koper was vir 7 jaar in 'n sekere sin slegs pagter of huurder. Kom die verdwene voormalige besitter in die 7de jaar terug, dan het hy nog die reg om beswaar in te dien. Alleenlik moes hy die koper die hoogste bod insluitende rente vergoed, omdat hierdie koper gesien moes word as 'n bedryfsleier sonder opdrag en vir sy moeite wettig betaal moes word. Maar as die volle 7 jaar verby was, het die koper in die daarna onaantastbare volle besit van sulke goed wat deur die korp verworwe is, gekom. Moet seker wees verwerf is. En dit was ook daar in Bethlehem die geval met die eiendom van Lazarus. Die koper was nou volle besitter, beskerm deur die wette van Rome. En onze Lazarus moes onverrigte sake verder trek. So hy het nou werklik alles daar verloor. 'n volle jaar moes hy in herberge of in gastehuise deurbring, tot eindelik in Betanië, 'n belangrike landgoed, wat aan 'n Griek behoort het, te koop aangebied word. Vir 1500 sakke silwer kry Lazarus dit in sy volle besit, en daarna trou hy in sy 47ste jaar met een van sy trouste slavinne, wat ook 'n Judeër was, en die jong Lazarus en sy 2 sissies het uit hierdie huwelik voortgekom. Na 10 jaar skenk hy ook aan al sy dienaars wat hy uit Persië saamgebring het, die volle vryheid, maar geen enkele een verlaat Lazarus nie. En tot vandag toe lewe daarvan nog 53. Maar almal gaan reeds binne 2 jaar oor tot die Judeese geloof en word daardeur nog waardevoller en innemender vir Lazarus. Sy vrou het pas 2 jaar gelede gesterf en was ook 'n toonbeeld van vroulike verdraagsaamheid en vroomheid. En sedert die tyd baartig hy die 3 agtergeblewe opregte kinders, baartig hulle die huishouding heeltemal alleen. Buiten Elohim het hulle byna geen behoeftes nie en hulle doen uiters baie goed aan die armes. Ja, daar is die man se harde lewe. Ek weet nie of julle weet hoe moeilik dit is in daai tyd gewees as jy melaatsheid kry nie. Melaatsheid is hoogs aansteeklik en al die melaatses het daar buite Jerusalem was daar 'n plek gewees
amper soos die asgate vandag in ons stede en dorpe. En hulle moes daar, het hulle in grotte weggekruip en in die donker, want hulle kon ook nie met die laatsheid, kon hulle nie veel lig verdra nie. En daar was dus dan so 'n kolonie van hierdie mense en dit het baie, baie sleg gegaan. Hulle is nie versorg nie, hulle moes maar van die ashope leef. En dit is nie iets wat enige iemand aan 'n ander wens nie. Maar hy het bonatuurlik genesing gekry. Geen twyfel dat Vader daai Egiptiese krye geneeser gestuur het om hom daar uit te kry nie. Wie van julle het die fliek Ben-Hur al gesien? Julle het, daar sal julle 'n redelike mooi voorbeeld kry van hoe dit in daai melaatskolonie gelyk het. Dit is omdat dit so aansteeklik was, Ja. dat hulle een kan gaan. Ja, dit is baie, baie aansteeklik gewees. Verklaring van die verskynsels by Lazarus se dood. Hoofstuk 1:3-9, Joshua nog steeds aan die woord. Omdat die ou Lazarus sy aardse lewensloopbaan so goed voltooi het, en nie net niks ingeboet het op sy vroegere hemelse volmaaktheid nie, maar self uiters baie daaraan toegevoeg het, verenig teen die tyd van die afskeid van ons swaar beproefde engel, wat sy proef uiters goed geslaag het, tallose volmaakte engele hulle, en hulle beïnvloed die natuurgeeste van hierdie aarde, sodanig dat hulle dieselfde werk moes verrig as die natuurgeeste van die son. Onthou, die natuurgeeste is ondergeskik aan engelgeeste. En nou is hier heel wat van die hoë geeste bymekaar, want is hulle broer, wat nou sy loopbaan op aarde afgelê het, en hulle is nou daar betrokke. Deur hierdie buitengewone aktiwiteit van die tallose geeste, wat in 'n beperkte ruimte saamgedronge was, ontstaan daardie lig wat deur jou vader en die jong Lazarus waargeneem is, juis op die oomblik, toe die engele siel en die gees van die ou Lazarus hulle begin losmaak van die bande van die vlees. Die geeste wat vir jou sigbaar was, wat hierdie lig in die westelike rigting begelei het verder aan met die verskynsel geen ander spesiale verband nie, as dat hulle deur hierdie so buitengewone aktiwiteit van die normale natuurgeeste, wat onder hulle bevel staan, self heel ongewoon geprikkel geword, en toe ook niks vermoedend wat daar aan die gang was, hulle self verplig gesien, om deels vlugtig en deels skerp waarnemend te beweeg, en druk aan die werk te gaan. Dat hierdie stoet in jou kunstige woordgebruik van die ooste na die weste te siene was en gegaan het, dui op 'n belangrike aardse sterfgeval, ooreenkomstig die feit dat alles op aarde in die ooste, waar die son opkom, met sonsopgang ontwaak, en by die sonsondergang weer aan die slaap raak. Maar terselfdertyd stem die aardse aand in omgekeerde sin ooreen met die pure geestelike môre, en die aardse môre met die geestelike aand, want op die aardse môre begin die meeste mense hulle so goed moontlik besig hou met wêreldse sorge, en dit is dikwels genoeg 'n egte en diep geestelike aand sonder skemering. Dis reeds werklik 'n geestelike nag. Slegs saans moeg van die wêreldse sorge gaan dan baie daartoe oor om na te dink oor die verdwyning van die tydelike en hulle tot Elohim te wend. En dit kom dan ten minste ooreen met 'n geestelike môre skemering. 'n Geestelike môre is wanneer Yeshua opstaan in jou hart as die ewige son, die geestelike son. En dit is wat hy bedoel met, en dit was aand en dit was môre, van die eerste dag, die tweede tot by die 7de dag. Maar vir die wêreldmens is 'n werklike fisiese môre,
'n sonsopkoms, soos vandag ons beleef het, is 'n tyd om hulle heeltemal te versink in wêreldse sorge en wêreldse dinge wat hulle moet doen, en vergeet hulle die Vader. Vanaand as hulle by die huis kom, in die geestelike aand, dan het hulle meer tyd vir die geestelike dinge. So hulle, 'n wêreldmense dinge is omgekeerd, maar vir ons hier, vir hierdie man, is op die regte verhouding, het hy Vader gedien. Ons almal is in die wêreld, maar ons is nie van die wêreld nie. En daarom is dit vir hom dan 'n geestelike môre gewees, waar die lig dan nou gekom het van die ooste af tot in die weste in sy huis, reg bokant sy bed. Vir julle begrip moet hierdie verklaring voldoende wees, en julle weet nou die hoe en waarom van die geestelike en natuurlike samehang, van die groot nagtelike ligverskynsel, en van die begeleiding deur die geeste. Nou gaan ons na die sterfkamer van die ou Lazarus. Daar sien jy geen onduidelike nevelvorm bo die lijk sweef nie. Onthou julle terug, was dit so nevel by daai vrou wat oorgegaan het, maar alreeds in meer volle menslike vorm. Die rede daarvoor lê in die groot liefde tot werke, wat dui op 'n volmaakte innerlike geestelike lewe, wat heeltemal sonder vrees is vir die komende groot werksaamheid in die eindelose ryk van die hemele. Die angstrillings van die siel laat hulle daar nie geld nie, en daarom is die menslike vorm van die siel al dadelik by die uittrede van die liggaam volmaak en in rus volkome sigbaar. Natuurlik vir diegene wat die seldsame vermoë het om dit te kan sien. Die klein en uiters dun verbindingsdraad tussen die siel en sy liggaam dui op 'n minimale neiging na die aardse, en dis ook 'n uiters lig en pynlose skeiding van die liggaam. Dieselfde ligverskynsel bo die kop van die siel dui veral op die uiters kragtige wil van die siel, baie sterk engel gewees, wat deur sy buitengewone aktiwiteit volgens die orde van die hemele sigbaar is, as 'n ligpilaar bo die kop, as pilaar toonbeeld van onbuigsaamheid, en as lig wat altyd ontstaan deur korrek op te tree volgens die goddelike orde van Elohim, God se hemele. Hierdie lig deurstraal en verlig die vermoë van die siel tot insig, altyd ten volle, sodat die wil nie blind nie, maar altyd duidelik siende handel. Omdat die denke van 'n opregte mens hoofsaaklik egter van die hart uitgaan, net soos wat ook die setel van die liefde en die wil net daar te soek is, word die lig van die wil van die vrye siel, wat in die aardse lewe alleenlik in samewerking met die verstand van die kop moes werk, nou as gordel van die kleed van die liefde en geregtigheid, geduld en verdraagsaamheid, sigbaar rondom die lendene van die vrye siel. Onthou dat die lig het om sy lendene gegaan soos 'n gordel of 'n bel. Die kroon wat hy gekry het, ligkroon, getuig egter van 'n nuwe gawe van die suiwer hemelse lig, wat egter maar net aan diegene ekstra meegegee word, wat hulle reeds op aarde beywer het, vir die ware hemelse wysheid, en daardeur mense vol liefde, wysheid en ware hemelse geregtigheid geword het. So 'n stralende kroon is dan 'n produk van die wyse wil van alle oorgeskape engele van die hemele, en beteken by die een wat hom op sy kop dra, dat hy nou as 'n geheel volmaakte en aan Elohim soortgelyke wese ingewy is in alle wysheid en in alle kennis van
alle hemele. Dit is iets baie, baie spesiaal wat hierdie man gekry het, 'n kroon van lig. En die Ou Testamentiese Levitiese bedeling wys vir ons ook op hierdie goed wat sal kom. Daar op die muur is 'n priester in sy kleding en op sy voorkop het hy 'n plaat waar daarop staan apartheid aan Jahwe. Apartheid aan Jahwe. En dit dui op die uiteindelike kroon wat sou kom in die Melchisedek bedeling, waarvan ons nou hier 'n voorbeeld kry van 'n man, 'n groot engelgees wat dit ontvang het. En let wel dat hierdie kroon en die gordel en al die dinge wat wonderlik daar gebeur, gaan hoofsaaklik oor die groot liefde tot werke. Die kerk sê jou werke bring jou nie in die hemel nie. Nonsens. Vader het vir ons duidelik al gesê, werke is die hemel. As jy nie met werke van liefde besig is nie, is jy nie in die hemel nie. En omgekeerd, as jy dit doen, dan is jy reeds in die hemel, terwyl jy op aarde nog in jou liggaam is. Ja, sy genade is daar, dat ons wat so swak is in die vlees, nog steeds deur hom gelei word, beskerm word, en hy tot ons nader om ons te help, ten spyte van al die foute wat ons het, en die sonde wat ons doen. Dit is sy genade, maar ons kan ons nie beroep daarop nie. Ons moet die werke van liefde doen. En dis wat hierdie man gedoen het. En as jy verder lees, sal jy sien dat hulle het duisende armes versorg op hierdie man se grond. Dis eintlik 'n plaas wat hy gekry het. Duisende, en sy seun en sy dogters het dit voortgesit, aangegaan daarmee. So, dink daaraan dat dit iets is wat ons kan verwerf, dan nie by die bed nie, dan sekerlik binne 'n kort tydjie nadat jy die liggaam verlaat het, waar jy dan heen gaan, word hulle ook so gekroon. En dit bring my by Openbaring. Die boek Openbaring praat in die begin van 7 gemeentes. Daar is net eintlik een gemeente wat heeltemal in orde is. En dit is die gemeente van Philadelphia. En in Openbaring 3 vers 12 staan daar dat hulle 'n kroon ontvang. Hier is die kroon. Dis nie 'n ding van goud wat hierdie prins Philip of wie ook al dra nie, of koning Philip nou. Nee, wat is hy? Charles. Sorry. Dit is 'n kroon van lig waarin alle lig van die hemele, alle wysheid en alle kennis van die hemele daarin saamgestel is. En dit gaan in daai wese in, en nou het hy dit. Maar 'n groot ding wat hy vir hom verwerf het op aarde, voor hy aarde toe gekom het, was hy net 'n werker. Nou is hy 'n kind binne in die huis van die Allerhoogste Vader. Ons gaan verder. So 'n hemelse gees wat ook die vlees van die aardse lewe deurloop het, en dan op sigself net so baie kennis as alle ander oorgeskape engelgeeste bymekaar, wat die weg van die vlees nog nie betree het nie. Omdat so 'n kroon 'n samestelling van al die hemelse intelligensiedeeltjies, soos wat die menslike siel ook saamgestel is uit al die aardse intelligensiedeeltjies, wat sekerlik oneindig baie beteken. Nou dink ek dat julle al hierdie ietwat buitengewone verskynsels goed sal verstaan. Maar as iemand nog een of ander probleem het, wel, laat hom dan vra en hy sal lig kry. Want die hemele drup 'n regte lig op diegene wat regverdig en van goeie wil is.
Vra dus met vrymoedigheid, as julle iets nog nie verstaan nie. Nou hierdie is vir my 'n baie wonderlike bevestiging en bekragtiging wat Joshua vir ons hier openbaar, wat bereik kan word op hierdie aarde. En julle moet weet dat alhoewel hierdie ou 'n baie hoë oerengelgees was, deur Joshua se dood en opstanding, is dit nou moontlik vir planetêre wesens, dit is engele wat van ander planete in die materiële heelal besluit om liggame aan te neem en gebore te word op hierdie aarde, is dit net so moontlik om daardie kroon van die lig te kry. Verder is dit van mense wat vanuit die aarde gevorm word, is dit deur Joshua se genade en sy bystand, nou deur die gees van waarheid, ook vir hulle moontlik om daai hoogste vlak te bereik. Dit is die afgrond wat tussen die doderyk en die hemele bestaan het, wat Joshua nou 'n brug gebou het met sy liggaam, wat natuurlik sy woord is. En as jy binne sy woord wandel, dan het jy dieselfde moontlikheid of potensiaal om dit te bereik wat hierdie man bereik het. Van hierdie hoë engelgeeste op aarde het Vader eendag 'n syfer genoem, en ek kan nie onthou nie, het was op die herberg dink ek, dat daar ongeveer 150 van hulle op aarde is. Bitter min. So, hulle kom van die ligryke af. Almal van ons het ontstaan uit die gevalle ryk. Joshua kom ook van die ligryk. Elia kom van die ligryke. Henog kom daarvan. Moses kom daarvan. Sagaria wat net die pa van Johannes die Doper, beide van hulle kom uit die ligryke. So sal daar dan ook sulke mense aan die einde van die tyd vir ons voorloop in die stryd teen die laaste groot sataniese aanslag. En ons moet net volhou, sodat ons hierdie insig en wysheid in onsself kan opneem en dan daadwerklik werk om dit ons eie te maak. Ryk vir hierdie hoogte, miskien kom jy net 70% van die pad daar, maar dis dan nog steeds baie hoog. As jy nie probeer nie, en as jy nie ryk om in die gees 'n ware, vrye lewe te leef in Joshua nie, dan gaan jy miskien kom waar daar die ander geeste gekom het, wat ons ook van gelees het. So daar is 'n wil nodig, en dit is 'n stryd. Dit is nie net sommer, soos die Engels sê, a walk in the park nie. Dit is 'n stryd. En ons het elke dag op hierdie plaas die voorreg om meer stryd te hê as alle ander mense buite. Ons het eintlik hier elke oomblik, elke dag word ons gekonfronteer met dinge waar ons moet besluit, gaan ek in die liefde bly of gaan ek optree? Gaan ek reaksionêr wees? Veral wanneer mense jou in hoogmoed bestorm, allerhande ander dinge van jou sê, jou 'n leenaar maak, valse dinge rondstrooi, dan kry jy die keuse, wat gaan ek doen? Gaan ek die ou voeter? Gaan ek hom met die mond slaan? Gaan ek vir ander mense al sy slegte dinge vertel? Of gaan ek dit laat oor my kom, die houe absorbeer en liefde vir hom stuur? Nie soos party kerke sê vir jou, hulle leer dit. As hy daai giftige pyle na my toe stuur, dan stuur ek hulle in Jesus se naam terug na daai ou toe, dat hy daai pyle hom tref. Dit is nie die evangelie van Joshua nie. Dit is die evangelie van daai spesifieke kerk. So wees sterk om al hierdie houe te absorbeer. Want hierdie Lazarus se verhaal, na al daai houe wat hy gekry het, uiteindelik 'n slaaf vir 10 jaar, is eers regstelling gegee vir hom.
en kon hy terugkom na sy land toe. Baie ryker was wat hy was voorheen, en sekerlik ook baie wyser. Baie dankie.